Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend met ons die woord te deel en dis dalk snaaks. Laasweek het ek gedeel, dit was my snaaks. Ek voel die Here sê ons moet bietjie praat oor bou, want ons is nou al klaar in 'n gebou. Ons het onlangs in 'n nuwe gebou ingetrek. Hierdie plek was gebou, opgebou, verander, allerlei goed. En nou moet ons praat oor bou. Maar ja, ons is saam besig om te kyk na wat die woord sê rakende hoe ons lewens moet bou, sodat dit sal hou. God se hart vir ons is om lewens te hê wat staande bly deur moeilike tye. Sy hart is vir ons om nie plat gevee te word deur die storms van die lewe nie. En so laasweek het ons baie duidelik gesien dat indien ons wil bou en te hou, ons op die rots moet bou. Dis 'n baie bekende skrifgedeelte. Nou om op die rots te bou beteken eenvoudig om te luister na wat Jesus sê en dan te doen wat hy sê. Dis wat dit beteken om op hom te bou. Sy belofte aan ons is wanneer ons dit doen, dat ons huis sal bly staan wanneer storms kom. Nie of storms kom nie, maar wanneer storms kom. Meeste van ons, as jy al 20, 30 jaar oud is, 40 jaar oud is, ek is taamlik seker jy kan getuig van storms in jou lewe, dalk jonger, 10 jaar oud, 15 jaar oud, jy kan getuig van ons tye in jou lewe wat dit rof gaan. Storms kom. God se hart vir ons is om staande te bly. Nou, dit beteken ons moet op die rots bou, en om op die rots te bou, beteken jy moet grou. En om dit te doen, beteken dit kos geld. Enige iemand wat hulle groot konstruksie gebou het, baie van die groot geboue, daar gaan soveel geld in daai fondasie in, soos wat daarop gaan die res van die gebou te voltooi. Dit kos iets om reg te bou. Dit kos baie geld om 'n gebou te bou wat sal hou. Dis baie maklik en vinnig om iets te bou wat mooi lyk aan die buitekant, maar sodra die storm kom, val dit in mekaar. En so, indien ons op die rots wil bou, moet ons hom volg, maar dit beteken, dit gaan iets kos. Jesus is duidelik in sy woord, dat indien ons op hom wil volg, dat dit jou iets gaan kos. Want sien, dis maklik om te bou op die goed wat ons laasweek aangeraak het. Dis maklik om op populêre kultuur te bou, en maar net te doen wat in is in die oomblik, en dieselfde ding te doen. Dis maklik om te bou op tradisie. Dis maklik om net aan te gaan soos wat mense voor jou dit gedoen het, want dit het vir hulle gewerk. Dis maklik om jou verstaan te bou. Te doen wat jy verstaan en dit te doen. En dis maklik om op jou emosies te bou. Dis maklik om net te gaan met wat jy voel. Dis moeilik en dit kos iets om op Jesus te bou. Om op Jesus se woorde te bou, om te doen wat hy vir ons sê. En so vanoggend wil ons praat oor hierdie gedagte dat as jy wil iets bou om te hou, bereken die koste. Jesus gebruik 'n vergelyking in Lukas 14, waar hy presies hierdie beginsel verduidelik. Hy gebruik dit as 'n mooi vergelyking vir ons, om te sien dat jy moet, voor jy begin bou, moet jy bewus wees van wat dit gaan kos. En so, ek gaan vir Karin vra om vorentoe te kom, vir ons die skrifgedeelte te lees. As jy saam wil lees, Lukas 14, vers 25 tot 34, is waar ons die skrifgedeelte vind. Okay, julle kan sommer saam volg. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê: As iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broer en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie. Sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, met hom begin spot en sê: Hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie.
Of watter koning trek op om met 'n ander koning oorlog te voer en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10,000 man opgewasse sal wees teen die ander een wat met 20,000 teen hom optrek nie. Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, 'n afvaardiging en vra voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Sout is goed, maar as sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer smaaklik gemaak word? Dit is nie eers geskik vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Laat die wat ore het om te hoor, luister. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Ag Here, ek dank U dat ons fondamente by U kan lê, Here Jesus. Ek bid dat elke persoon wat hierso vandag sit, Here, reg sal bou, dat ons fondamente reg sal hê, dat ons nie op ons emosies of ander goed bou nie, Here Jesus. Ek bid dat ons elkeen vandag 'n ontvanklike hart het om te hoor wat die Heilige Gees op Corneille se hart gedruk het, Here, en dat ons regtig dit sal gaan toepas in hierdie week. Amen. Amen. Dankie Karin. Nou, wat besig is om te gebeur, soos vir die skrifgedeelte vir ons sê aan die begin, is dat groot skare mense agter Jesus aanloop. Hulle is besig om saam met hom te reis. Hulle is besig om saam met hom te loop. Hulle wil deel in die opwinding wat besig is om te vorm rondom Jesus en sy bediening. Hulle wil iets hê by hom. Dis hoekom hulle hom volg. Dis hoekom hulle agter hom aanstap. Want hy was besig om 'n klomp goed te doen, as ons die skrifgedeelte mooi lees. Hy was besig om siekes gesond te maak, hy was besig om skares te voed, hy was besig om duiwels uit mense uit te dryf, hy was besig om mense wat swaar gekry het se laste te verlig. Hy was besig om iets vir mense te gee wat hulle lewens makliker sou maak. En so was hulle op 'n plek om te sê, Jesus, dis hy. Deel van wat besig was om te doen is om te sê, hierdie is die Messias wat oorgeprofeteer was. Hy is die een wat ons gaan verlos. Hy is die een wat ons gaan verlos van onderdrukking. Hy is die een wat politieke vryheid vir ons gaan bring. Hy is die een wat die Romeinse ryk omver gaan gooi en ons as 'n volk weer gaan herstel tot die ware plek wat ons moet kry. En dit is om 'n autonome volk te wees wat self kan besluit wat ons hier doen en in vrede verder saam te leef in hierdie plek. Dis wat Jesus gaan doen. Dis waarvoor hy gekom het. Dis hierdie mense se idee. Dis hoekom daar groot skares is wat agter hom aanloop. Want hy's besig om iets te gee en iets te beloof, al het hy dit nie beloof nie. In hulle kop is hy besig om iets voor hulle te hou waarop hulle nie kan uitmis nie. Maar wat hulle agteraan loop, is eerstens die verkeerde idee. Want Jesus beloof nie al daai goed eerstens nie. Dis die eerste ding wat hulle nie verstaan nie. Die tweede ding is dat hulle dink hulle gaan dit net alles kry, want tot op hede het hulle dit net gekry. Hulle moet net naby Jesus wees, jy moet maar net daar wees. As hy begin om mense gesond te maak, jy moet net daar wees, jy gaan gesond gemaak word. Moenie worry nie. As hy begin om mense te voed, hy slaat nie een mens oor nie. Almal kry iets. So maak seker jy is ook daar. Maak net seker jy is daar. En dis met die hart waarmee meeste van hierdie mense besig is om agter Jesus aan te loop. En Jesus weet dit. Hy weet dit. Maar vir hom is dit nie belangrik om 'n klomp mense te hê wat agter hom aanloop nie. Dis nie vir hom belangrik nie. En so is hy glad nie skaam om met hulle te praat oor wat dit hulle gaan kos om regtig te kry wat hy gebring het nie. En hy maak dit vir hulle duidelik. Hy maak dit vir hulle baie duidelik dat dit twee dinge gaan kos. Twee goed wat baie naby aan hierdie mense se hart is. Twee spesifieke goed waarop hy druk. En ek dink in ons samelewing vandag is dit twee goed wat nog steeds baie maklik die plek van Christus inneem in ons lewens. Dit is twee goed waarna hy baie spesifiek verwys. Die eerste een is familieverhoudinge. En die tweede een is besittings, of dan nou geld.
Jesus noem baie spesifiek hierdie twee goed en sê maar, as jy agter my wil aanloop, gaan jy die goed moet prys gee. Jy gaan hierdie goed moet prys gee. En wat ek bedoel met dit is, dat jy gaan dit moet prys gee in die mate van dat hierdie nie gaan wees waar jou lewe gaan nie. Hierdie mag nie die eerste prioriteit in jou lewe inneem nie. Dit is nie reg dat dit bo Christus gestel word nie. As jy agter hom wil aanloop, dan moet jy dit laat gaan. En so sê hy in vers 26 die volgende goed. Hy sê, as iemand na my kom en my nie lief het bo sy vader en moeder, en vrou, en kinders, en broers, en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Ja, wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Nou die waarheid is dat die 2020 vertaling hierdie woord eintlik bietjie sagter maak alreeds. Hy maak dit bietjie sagter as wat die oorspronklike vertaling eintlik bedoel, en ons kry dit meer direk vertaal uit die 1953 vertaling, en ek lees net hierdie gedeelte vir ons daar ook. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Nou dis nog bietjie harder gestel. En hierdie woord, haat. Dis hard. Haat. Hoe moet ek my vrou haat? Doch die woord sê vir my, ek moet my vrou lief hê soos wat Christus die kerk lief het. Dis wat die woord sê. Dis wat die woord ook sê. Maar wat Christus besig is om vir ons duidelik te maak hierso is dat jy moet so lief wees vir Christus dat dit lyk asof jy jou vrou haat. Jy moet so lief wees vir Christus dat as ons hierdie twee goed begin vergelyk, dan is daar nie eintlik 'n vergelyking nie. Daar is nie ek is naby so lief vir my vrou soos wat ek is vir Jesus nie. Ek is so lief vir Jesus dat dit baie keer wil voorkom asof ek my vrou haat. Dat wanneer mense na my lewe kyk, dan wil dit voorkom asof ek actually niks omgee vir haar nie. Want ek is versot op Christus. Ek is absoluut, in die Engelse woord, gecapture deur hom. Hy is die een iemand op wie ek absoluut my hele hart verloor het. En dan sê die woord vir ons, as ons hom lief het, dan moet ons hom gehoorsaam. Dis hoe dit lyk. En so wanneer ons vir hom lief is, dan is ons soos, ek wil net enige iets doen wat u tevrede sal stel, Here. Enige iets wat u vir my vra, dit is ek bereid om te doen. Enige iets sal ek prys gee. Sien nie, baie keer is die rede hoekom ons sukkel om op die rots te bou. Hoekom ons sukkel om 'n huis te bou wat sal staande bly. Hoekom ons sukkel om 'n lewe te bou wat deur enige storm kan gaan. Omdat ons nie bereid is om sekere verhoudings prys te gee nie. Omdat ons te hoë waarde op sekere verhoudings het. En so ek's nie bereid om die familie bietjie te ontstel, iets te sê, wat die Here vir my sê om te doen. Ek's nie bereid om dit te volg en dit uit te leef met 'n oorgawe, al weet ek dat my familie, wel dalk kom dit op 'n punt waar my pa my sal onterf. Niks meer met my sal wil te doen hê nie. Nou, meeste van ons het dit nie heeltemal so erg nie. Maar so die vraag is ek bereid om iets te doen wat ek voel God vir my sê om te doen, en ek weet dit gaan my vrou ontstel. Ek weet vooraf, voor ek met haar praat, sy gaan nie hiervan hou nie. Dit gaan vir haar hewig ontstel. Dan is die vraag, is ek bereid om dit te doen? Want ek het 'n oortuiging dat Christus vir my vra om dit te doen. En so ek heg nie hierdie verhouding met my vrou, en dan kan ek, dis maar net een voorbeeld, dieselfde kan teruggaan na my ouers toe, dieselfde kan teruggaan na my kinders toe.
Ons begin ons kinders so dien, dat dit die lewe net vir hulle moet maklik wees en goed wees en reg wees. In steede van om so te leef met die ingesteldheid om God te dien, om Jesus eerste te dien. My kind kan nie bietjie ongemak verduur nie. My kind kan nie bietjie wag nie. My kind kan nie sonder iets gaan wat hulle wil hê en ek gebruik dit om daai geld, dis net al wat ek het en die Here vra vir my om dit dalk vir iemand te gee of om my tyd op 'n ander plek te gee en my kinders moet maar tevrede wees hierdie week met 'n bietjie minder tyd van my. Maar ons wil dit nie doen nie. En al wat dit wys is eintlik maar dat ons nie besig is om op die rots te bou nie. Want ons is nie gehoorsaam aan wat die Here vir ons vra om te doen nie. Dan wonder ons hoekom val ons lewens baie keer uitmekaar. En al wat jy moet doen is te vra of jy so bou of nie en ek weet dit is verskriklik ontwrigtend en ek het nog nooit deur dit gegaan nie. Maar wat gebeur as een van hierdie familielede wegval? Wat sal in jou lewe gebeur wanneer dit gebeur? Dit sal 'n storm wees, maar sal jy bly staan? Dit sal 'n hengse storm wees as daar iets met my vrou moet gebeur. Vir my, dit sal 'n massive setback wees. Die vraag is, sal ek bly staan? As daar iets met my kinders gebeur? As my ouers dalk vermoor word? Gaan ek nog steeds die Here dien met oorgawe? En dis die vraag wat ons onsself moet vra. Ons kan nie die Here met oorgawe dien as hierdie goed heeltyd in ons weet, die Here kan in enigiets raak, maar hy moenie hier aan raak nie. Daar's 'n plekkie, hy kan nie aan my familie raak nie. Hy mag nie dit wegvat nie. En hoor my, ek sê nie God vat mense weg nie. Maar storms gebeur in ons lewens. Daar's goed wat gebeur en die vraag is, het jy in jou hart op 'n plek gekom waar jy sê, Jesus, U is meer werd as enigiets anders. En so ja, dit sal sleg wees vir my. Dit sal bitter, hartseer wees. Maar U is genoeg. U is my skat. U is die een aan wie ek sal vashou. U is vir my genoeg. Dit wat U bied, is genoeg. Dit wie U vir my is soveel meer werd as enige een van my familielede. En dit lyk so, wanneer ons vergelyk hoe lief ek vir U is, in vergelyking met hoe lief ek vir my familie is. In terme van my besluitneming, in terme van hoe ek dinge doen, vra ek nie eerste, wat sal my familie dink nie? Hoe gaan dit my familie dalk versteur nie? Ek is net soos Jesus, as dit is wat U vra, dan is dit reg. Want ek wil U dien, en ek is lief vir U. Sien, die vraag wat ek en jy moet vra is, hoekom doen ons sekere dinge? Wat is die rede? Wat is ons motief? Is ons motief omdat ons vir God lief is? Of is ons motief uit enige ander plek? Want dit is nie verkeerd om lief te wees vir jou ouers nie. Inteendeel, die woord sê ons moet ons vader en moeder eer. Die woord, dis nie verkeerd om lief te wees vir jou vrou nie, soos ek gesê het. Die woord sê ons moet ons vrou lief hê soos wat Christus die kerk lief het. Beteken ek moet bereid wees om ook my lewe vir haar neer te lê. Maar lê ek my lewe neer vir haar omdat ek gehoorsaam wil wees aan Christus? Of lê ek my lewe neer vir haar omdat sy meer waardevol is as Christus? En so nou gebruik ek hierdie skrifgedeelte om sekere goed wat Christus vir my vra te sê, ek hoef nie dit te doen nie. Want dit gaan my vrou verontrief. Of my kinders. En dan gebruik ons ander skrifgedeeltes in die Bybel om te sê hoe ons leef reg is. Maar ons motief is nie eintlik om Christus te dien. Ons motief, ons diepste motief is eintlik maar om onsself te dien.
Verlang het ek 'n sê ding gesê en ek sê dit nie meer nie, maar verlang het ek dit gesê. Gesê happy wife, happy life. Dis waar, maar is die Bybels nie. Elke man wat hier so sit sal weet, as sy vrou gelukkig is, het hy 'n lekker lewe. Dis net hoe dit is. Maar nou is die vraag, lewe ek om 'n lekker lewe te hê of lewe ek om Christus te verheerlik? Lewe ek om God die waardige plek te gee? Of lewe ek om my vrou tevrede te hou dat dit met my sal goed gaan? Dit is 'n selfgesentreerde lewensuitkyk. Dien ek my kinders, wil nie hulle ontrief nie, hoekom? Want dan begin hulle skree. Nie van jou nie, maar as jy jong kinders het, jy doen goed wat hulle nie hou nie, eers dat ek aan tantrums gooi. So, kom ons los maar daai deel. Kom ons wees maar net eerder by die huis, al weet ek die Here het vir my gevra om by ergens uit te kom en vir iemand te gaan bid, of net stil te staan en met iemand te praat, en hulle is hier rondom my, en hulle hou niks van dit, iemand hulle moet wag. Want nou moet ek met dit opgeskeep sit, na die tyd. Ek is maar net eerlik oor hoekom ek baie keer nie wil luister wat die Here vir my sê. Want hierdie goed verontrief my. Dis nie vir my lekker nie. Maar dit is so goed vir my en dit is so goed vir my kinders. Daar is niks beter vir hulle opvoeding as om te beleef wat dit kos om gehoorsaam te wees aan Christus nie. Want dit kos iets. En so Christus sê vir hierdie skare, wees bewus van die feit dat jou iets gaan kos. Moenie saam stap en dan eendag op 'n plek kom waar jy nou hierdie fondasie gegooi het, maar jy kan nie jou toring bou nie. Wees bewus van wat dit jou gaan kos. Wees bewus dat dit hierdie familieverhoudings gaan kos. In my eie lewe was dit moeilik toe ek Bloemfontein toe gekom het. My hele familie is in Pretoria. Die hele een. Nie meer nie. Maar almal was daar. En ek het daarom dit moeilik gehad. Dit was nie vir my 'n maklike besluit om te sê, ja Here. Vandag is ek dankbaar dat ek geluister het na wat hy vir my sê. Hy het soveel beter vir my in gedagte gehad, as wat ek gesien het in daardie oomblik. En so ek moes familieverhoudings tot 'n groot mate prys gee. Maar vandag het ek baie meer as dit. Ek het baie meer as dit. Maar sien as ons bou op dit wat die samelewing vir ons sê, en dit wat in is, dan sê almal vir jou, hoekom doen jy dit? Nee, dit nie. As jy gaan bou op tradisie, en dan gaan jy ook nie dit doen nie, en as jy gaan bou op, ek het nie dit verstaan nie, maar dis wat die Here vra. Ek het nie gevoel asof ek dit wil doen nie. Dit was nie een van hierdie goed wat was soos, ja, yes, kom ons gaan, dit gaan lekker wees. Miskien as ons so dink, is dit omdat ons naïef is. Partykeer sien ons nie alles raak nie, en dis die grading van 'n geloof te hê soos 'n kind. Want 'n kind deurdink nie als nie. En so dis wat Christus vir ons sê, geloof soos 'n kind, vertrou my. Vertrou my. Ek sal jou help. Sien, ons eerste liefde en ons eerste onderdanigheid is veronderstel om teenoor ons Here te wees. Weet dat dit jou gaan kos om so te leef in terme van jou naaste verhoudings. Dit gaan. Maar weet ook in die langtermyn sal jy die vrug pluk. En ek sê hierdie in die langtermyn. Dis moeilik vir ons om langtermyn te dink. Dis 'n wêreld waar ons gekondisioneer word om nou resultate te sien. Wees bewus van dit. Dit is 'n gebou wat gebou moet word, dit gebeur nie in 'n oomblik nie. Langtermyn, as ons iets wil bou vir langtermyn om lank te hou, dan gaan dit nou iets kos.
En wat Jesus sê is, dit gaan jou familieverhoudings kos. Het gaan jou kos om dit neer te lê en nie eers mee te hê nie. Wat ook al dit is, of dit jou kinders is, of dit jou man is, of dit jou pa is, of dit jou ma is, of dit jou broer is, of jou suster is, wie ook al dit mag wees, jy gaan dit moet laat gaan. Die tweede ding wat Jesus aanspreek, is geld. Of dan nou dit wat ons besit. So in vers 33 sê hy, net so, kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Jesus maak dit baie duidelik. Indien jy nie van al jou besittings afstand doen nie, kan jy nie sy disipel wees nie. Kan jy nie hom volg nie. As jy nie volg nie, kan jy in jou lewe, dan is jy nie besig om jou lewe op hom te bou nie. Jy is nie besig om dit te doen nie. Sien, want wat ons besit, is baie keer die rede hoekom ons nie doen wat Jesus vir ons vra nie. Want ek moet die ding aan die gang hou. Ek kan nie 'n oomblik vat en laat wees vir 'n afspraak nie. Ek kan nie net pause druk op enigiets by my werk dalk nie. Want ek moet die ding aan die gang hou. Op die einde van die dag gaan ek iets verloor as ek dit doen. Dis hoe ons dink oor dit. Ons leef op 'n standaard wat maak dit, ek kan dit ook nie doen nie, want ek kan nie bietjie minder inkomste kry nie, want daar's nie margin nie. Ons leef op die uiterste van ons means. Ons is besig om al ons geld maandeliks te begroot, om alles te gebruik. Want dis myne. Dis hoe ek dink oor dit. Dis my geld wat ek vir my moet gebruik. Om vir my die lewe beter te maak. Okay, nie vir my nie, vir my familie. En so sien jy hoe hierdie twee goed bymekaar kom weer, want dit is nou is ook maklik om te sê, dit gaan nie oor my net, maar dit gaan oor my familie. En Jesus sê, gaan dit oor my, gaan dit oor my koninkryk. Gaan dit oor wat ek wil hê, gaan dit oor wat ek wil doen. Sien, ons kry dit nie reg om vergewig te leef teenoor ander mense, of teenoor die kerk, omdat ons nog alles besit. Ons dink oor dit op 'n manier dat dit behoort aan ons. Maar Jesus sê dat jy kan hom nie volg as jy nie afstand doen van alles wat jy besit nie. En so wat het ek oor as ek afstand gedoen het van alles wat ek besit? Niks. Julle maak nie sommer saam met my. Okay? Julle stem saam, as ek afstand doen van alles wat ek besit, wat het ek oor? Niks. Niks. Dis nie myne nie. Die dag wat ek Jesus aanvaar as Here van my lewe, erken ek eintlik net dat alles aan hom behoort. Want die skrif maak dit duidelik, alles op hierdie wêreld, alles op hierdie aarde, behoort reeds aan hom. En hy dink dit goed om dit wat syne is aan jou te vertrou. Dis sê, jy mag iets hiermee doen, gebruik dit. Gebruik dit ter eer van my naam, gebruik dit ter verheerliking van my naam, gebruik dit op 'n manier wat sal maak dat my doel op aarde gevestig word, meer en meer en meer. Dat die prentjie wat ek in gedagte het vir hoe die lewe moet lyk en hoe die wêreld moet lyk, dat dit tot vergestalting sal kom. Gebruik dit om my plan uit te leef. Sien, alles wat ons besit, behoort eintlik in elk geval aan die Here. Dalk sê jy wel, maar ek het gewerk hiervoor. Jy het. Jy's reg. Die woord sê, wie nie werk nie, moet nie eet nie. Jy moet werk. Dit is goed om te werk. Dit is goed om hard te werk. Maar hoe dink ek oor wat ek het? Hoe dink ek oor dit wat
God dan vir my gee? Is hy die een wat voorsien of is my werkgewer of my besigheid of wat ook al dit mag wees, wat voorsien vir my? Wie is my voorsiener? Dink ek reg oor hierdie saak? Want sien, as ek my huis op die rots wil bou, dan moet ek so dink, want weet jy wat, dan kan Wall Street maar crash. Dis nie myne nie. Dis okay. Want Wall Street voorsien nie vir my nie. Die rand kan sy waarde verloor. Dis okay. My vertroue is nie daar nie. My vertroue is in die Here. En so my wêreld val nie uitmekaar uit nie. Enige storm kan aan my kant toe kom. Dis okay. Dis in elk geval hy wat my die vermoë gegee het om te kan werk. Dis hy. En hy verdien die eer wat hom toekom. Hoe ons dit doen is om regtig te volg. Sê Here, alles wat dit U aan my toe vertrou het, dit wil ek gebruik om U te eer. Dit wil ek op 'n manier gebruik soos wat U wil hê ek dit moet gebruik. Sien, as ek my verstand gebruik en dink oor wat Jesus hierso sê, ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie alles weggee nie. Ek bly in 'n gemaklike huis. Okay? Ons baie ander goed. Wat vir my lekker is. Moet ek nou sê, Here, U het te sê hieroor? Ja. As ek my huis op die rots wil bou, as ek op 'n manier my lewe wil bou, waar dit gaan staande bly, ja. Dis vir dit verg. Minstens in my hart. Miskien mag hy eendag regtig vir my vra om dit weg te gee. Alles vir iemand te gee. En dan sal ons by 'n plek kom waar dit sal sien of gaan dit gebeur of nie. Wat hy wel vir my daagliks, maandeliks vra, is om minstens 'n tiende van wat ek het weg te gee. Dis wat hy wel vir my vra in 'n fisiese, konkrete manier. Sy woord, sy beginsel, vir ons duidelik dat God van ons verwag om tiendes en offergawes te gee. Nou hoor daai woorde, tiendes en offergawes. Dit beteken dit eintlik, weet baie keer leef ons so, soos ek my tiende gegee, great, die res is myne. Maar God se hart sê soos tiendes en offergawes. Daar's nog baie wat jy kan bring. En so miskien bereken ons hierdie goed net in geld, maar in dieselfde asem kan ons dit ook bereken in tyd. Want ons almal weet time is money. Meer tyd jy by die werk is, meer geld het jy op jou einde van die dag en alles wat saam met dit kom. En so God sê, oefen om te gee. Oefen om te gee. En dalk sit jy hier vanoggend en jy sê, maar dis Ou Testamenties. Wel, kom ons lees wat sê die Ou Testament hieroor. Maleagi 3 vers 8 tot 12 sê die volgende. Sal 'n mens werklik God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes. Sien, daar is alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my, of ek in die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkaan keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in die begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige. Dit is my baie interessant hoe ons dink om gelukkig te wees met jy hou. Jesus sê, gee.
en jou uiteinde sal gelukkig wees. Dis God se woorde. Ons het 'n keuse of ons dit wil gehoorsaam of nie. Dis ons keuse. Hy forceer niemand van ons nie. Hy vra vir ons, wil ons hom gehoorsaam? En eintlik wat hy vir ons vra is, kan jy my vertrou? Want hierdie maak nie sin nie. Maak nie sin nie. In my verstand kan ek hierdie redeneer soveel soos wat ek wil. Dit maak nie sin nie. Uit my lewe uit kan ek sien hoe dit sin maak, want ek het dit al geleef. En dis hoe geloof kom. Geloof kom deur God te vertrou, dit te doen en te sien hoe hy getrou is. Dit kom nie deur weer en weer en weer te dink oor of dit so gaan uitwerk of nie. Dit kom deur die aksie te vat, want geloof is iets wat dade betref. Ek kan nie sê ek het geloof, maar ek het nie dade nie. En so geloof is om te sê ek vertrou God, daarom doen ek iets. En dan soos ek doen, bewys hy homself getrou en word my geloof versterk. Ek is dankbaar dat die Here dit met my gedoen het toe ek baie min geld gehad het. Want dit was maklik. Dit was nie so moeilik nie. Onthou nog, die dag toe hierdie vasgelê is in my lewe, 2010, kom in die kerk te plant. Almal op die span word gevra om in hulle hart te hoor by die Here wat ons gee tot dit. Hierdie is die bedrag wat ek voel die Here vir my sê. OK? Ek kom saam, ek het nie 'n werk nie, ek het ons baie goed wat nie sin gemaak het nie, hoor julle. Ons glad nie sin gemaak dat ek gekom het nie. Ek het nie 'n werk nie. Ek het nie 'n vrou nie, ja, OK? Dankie tog, dit was makliker toe. Ek het nie druk gehad om van haar te voorsien nie. Dit is 'n bietjie makliker. Maar die Here vra vir my kom en hy vra vir my kom en gee. Ek gee klaar myself, ek gee al klaar my familieprys, ek gee al klaar my karierprys. OK, nou sê hy gee geld. OK? Die Here voorsien vir my verblyf hierso by iemand wat georganiseer is. Ek het nie 'n werk nie, ek kom saam. Eerste maand, ek soek net nie regtig werk nie, dis net maar die eerlike waarheid, want ek is te besig om betrokke te wees by die kerk. Einde van die maand kom, dis tyd om te gee. Okay, Here, wat nou? Wel, was mos genoeg in jou rekening om te gee, wat ek vir jou gesê het om te gee. Ja, maar dan sal niks meer nie. Dank die Here dat hy my die geloof gegee het om te gee. Iets is in my hart vasgemaak, dat die Here vir my sal voorsien. Gee vir hom. Volgende week het ek 'n werksonderhoud, mense bel my. Ek weet nie waar hulle my nommer gekry nie. As hoor jy soek werk en jy kan hierdie doen. Kom vir 'n onderhoud. Gaan vir 'n onderhoud. En my salaris is presies 10 keer wat die Here vir my gesê het om te gee. Baie mense kan sê dis toeval. Vir my is dit God se hand in my lewe. So dit het iets gesettel in my hart. Minstens my 10. Kan iets minder as hierdie gee nie. Waartoe? Waar gee ons dit? Die woord sê, na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. Wat beteken dit? In daai konteks, dit beteken na die tempel toe. Dis wat dit beteken. Nie na enigiets anders nie. Sien, party van ons sukkel om vir die kerk te gee, want ons weet nie of ons die kerk kan vertrou nie. Dis waar.
Ek weet nie of daai mense daai tyd die tempel kon vertrou nie. Priesters daar kon vertrou nie. Wat het hulle met dit gemaak? Sien, dit gaan nie vir God oor in hierdie konteks of die priesters betroubaar was nie. God het niks oor dit gesê hier nie. Daar's 'n ander plek in sy woord waar hy oor hulle praat. En daar's 'n plek waar die aan die bestuur van die kerk verantwoordelik gehou sal word vir wat hulle gedoen het met God se geld. Wat God vir jou vra, is jy verantwoordelik met dit wat ek aan jou toe vertrou het. Dis dit. So waar is dit? Val daar waar jy iets te ete kan kry. As hierdie jou huis is, as God jou deel gemaak het van hierdie huis, van hierdie gemeenskap van gelowiges, van hierdie kerk, dan vra God van jou om dit hier te gee, sodat jy iets hier te ete kan kry. Dis waaroor dit gaan. Het gaan nie oor iets anders, dit gaan oor dit. En dit gaan oor die feit dat sy huis moet groei. Daar moet ook kos wees vir die kinders wat kom. En God se intensie met sy kerk is dat hy moet groei. Maar die kind kan nie dadelik voorsien vir homself nie. En so, jy moet meer as genoeg in die huishouding wees, sodat daar voorsien sal word vir die wat nog kom. En dan wanneer hulle groot raak en gehoorsaam raak, dan kan hulle weer gee sodat daar genoeg sal wees vir die volgende kinders. Nou as ek so daaroor dink, dan is ek verstom oor hoe slim God is. Sien, hy weet wat hy doen. Ek sou nie die plan kon beraam nie. Maar hy weet wat hy doen. So die vraag is, waar is Jesus se beginsels in jou hart? Kry die laaste indien daar iets oorbly? Of kry die beste van wat daar is? Hier is nou hard gesê, maar as jy bereid om jou budget aan te pas om getrou te wees, ja. Gaan jy iets kos? Te doen wat hy sê. Sien, ons almal wil die huis hê wat deur enige storm kan staan. Is ons bereid om die prys te betaal? Dis wat Jesus vra. Is jy bereid om die prys te betaal vir daai huis? Hy vra van jou twee dinge vanoggend spesifiek uit sy woord uit. 1, jy moet afstand doen van familieverhoudinge. Bereid wees om dit prys te gee, om dit tweede te stel. Dat hulle nie bepalend is nie, maar dat Christus bepalend sal wees. En tweedens, jy moet bereid wees om alles wat jy het prys te gee. In afstand te doen van dit en te sê, Here, okay, hierdie is u geld, alles wat ek het, nie net my 10de, nie alles. 'n 10de is maar net 'n praktiese manier wat ons dit uitleef. En sê ek vertrou u binne. Vertrou u binne dit. Is jy bereid om eerder 'n kleiner huis te bou wat reg gebou is? Dalk nie soveel aansien sal geniet in die buurt nie. Is jy bereid? Of dalk nie soveel gemak sal bring nie. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om jou huis op die rots te bou? Om iets te bou wat gaan hou, want die realiteit is, dit gaan als kos. Dis wat die woord sê. Het gaan jou kos om Jesus werklik eers te stel en hom bo alles anders lief te hê. Want dis die toets. Dis eintlik die toets met geld ook. Wat het jy lief? Wie het jy lief? Het jy Jesus meer lief as jou pa, vir jou ma, vir jou man, vir jou vrou, jou broer, jou suster, vir jou kinders? Het jy Jesus meer lief? Het jy hom meer lief as enigiets wat jy besit? Sien hier, die realiteit is dat
om Jesus te dien voordeel vir jou inhou. Dit doen. Maar jy kan dit nie halfhartig doen nie. Jy kan nie besluit wat van Jesus se gebooie jy wil gehoorsaam en wat nie. Jy kan nie besluit ek sal hierdie deel doen en daai deel nie. Jesus sê is alles of niks. Wat sal gebeur as 'n deel van my huis op die sand staan en 'n deel van dit op die rots? Die deel wat op die rots is gaan nog steeds in mekaar val. Want dit wat onder die sand is gaan weggekalwe word en éventueel gaan hierdie fondasie nie meer hierdie deel kan ophou nie en dit gaan omval. En so sien dit maak sin as ons hieroor dink dat ons nie ons huis gedeeltelik op rots en gedeeltelik op sand kan bou nie. Nee, ons moet als gehoorsaam wat Jesus vir ons sê. Dit gaan nie die storms deurstaan nie. So waar is jou hart vanoggend? Waar is jou vertroue? Wie of wat is jou Here? Moenie dubbelsinnig wees nie. Jesus vra nie net dele nie. Hy vra alles. En so, in lyn met dit wil ek jou vra, wat sê God vir jou vanoggend? Ek hoop nie jy hoor my stem. Ek sê iets, ek het woorde gesê. My vertroue is dat God se gees met jou praat deur sy woord, deur my woorde. En hier is die eenvoudige vraag, wat is daar wat jy moet aanhou doen? Ons begin daar. Want ek dink elkeen van ons is besig om Jesus uit ons hart uit opreg erns te dien in ons lewens. Wat moet jy aanhou doen? Moenie moeg word nie. Moenie moeg word om dit te doen nie. Dan wat is daar wat jy moet verander? Wat is daar wat jy moet begin doen? Begin gehoorsaam raak aan wat die Here vir jou sê. My hartsbegeerte, Christus se hartsbegeerte vir jou, vir elkeen van ons hier is dat ons huise sal staan. Dis hoekom Jesus gekom het. Sodat ons 'n huis sal hê wat sal staande bly wanneer die storms van die lewe dit tref. Mag die Here ons help om volgens sy woord te handel. Ons bid saam. Vader, dankie dat U 'n God is wat getrou is. Here, en ek dink aan hierdie sê ding van die waarheid, Here. Dankie dat in U waarheid, in U woord, there's no hidden costs. Daar's nie iets wat ons ergens eendag omkant gaan vang, waar jy nog iets vra waarvoor ons nie geweet het nie. Want hier is heel aan die begin, in die woord, sê, maak jy dit duidelik vir daai skare mense wat agter die aanloop, nie sê vir hulle, maar dit gaan jou regtig alles kos. En so Here, dankie dat dit vooraf vir ons gesê word. Dat jy ons nie verlei en sê, maar begin net bou nie. Begin my maar net volg nie. Jy maak dit vir ons duidelik wat dit ons gaan kos om U te volg. En ek vra U, mag U ons elkeen op 'n plek bring in ons harte, waar ons sal sien hoe waardevol U is. Daarom bereid sal wees om alles te laat gaan. Ons kry U. Meer is enigiets anders. Here, meer is enigiets wat ons in hierdie wêreld kan wil hê. Kry ons U, Here Jesus Christus. Ons kry U. As ons grootste geskenk, as die skat van waarde, van ware waarde. Ons kry die ewige lewe. Dis wat ons kry, Here. As ons U net sal aanvaar. As ons U sal vertrou. En so Vader, ek bid vir ons elkeen die volgende. Hebreërs 13 vers 20. Here, mag U, die God van vrede, hierdie God wat die groot herder van die skape is, ja, ons Here Jesus, die wat hom uit die dood uitgelei het deur die bloed van die ewige verbond,
Ja, mag U ons toerus met alles wat goed is, sodat ons U wil kan doen. Dankie dat ons U kan vra om ons te help, Here. Dankie dat U besig is om iets binne in ons te doen wat vir U welbehaaglik is. Deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.